Hallo Dyn. Sê vir my hallo. Hoe gaan dit met julle? Dankie. Okay, julle gaan my so 'n bietjie help met die les vandag. Ek wil net hê julle moet na mekaar se hande kyk aan die binnekant. Ek gou gaan na mekaar se hande. Kaiden kyk vir Dyn en Dyn kyk vir Kaiden. Tel gou vir my. Kaiden, tel vir my hoeveel streepies het Dyn in sy hand? 3. Net 3. En Dyn, tel vir my hoeveel Kaiden in sy hand? 3. Het jy nie net gesê 6 nie? Het julle nie 6 nie? Het jy lyk die streepies dieselfde? Lyk hulle streepies dieselfde? Amper. En as julle mamma sin kyk, dan sal julle sien sy hare lyk ook verskillend, né? Ja. Nou, ek wil net vir julle vertel, as hulle 'n kar steel, dan kom die speerders en hulle kom verf so poeier op die kar om te kyk of daar vingerafdrukke op is. Dan kan hulle baie maklik sien of hulle die vingerafdrukke by die polisiestasie reeds het, nê? En by die polisiestasie is daar miljoene vingerafdrukke. En nie een mens se vingerafdruk lyk dieselfde as 'n ander mens se vingerafdruk nie. Elkeen van ons se hande lyk anders hier in die binnekant en elkeen van ons se vingerafdrukke lyk ook anders. Julle kan onthou ons het mos hierdie boekies gemaak. Kan julle hierdie boekies onthou? Ons het mos hierdie vingerafdrukke gemaak. So net julle vingerafdrukke lyk so. Soos wat julle gesigte verskillend lyk. En 'n tweeling, die tweelinge, se lyk ook nie dieselfde nie. Het julle dit geweet? Ken julle tweelinge? Hulle gesiggies lyk partykeer dieselfde, partykeer weet mense nie wie's wie nie, maar hulle vingerafdrukke lyk verskillend. Baie dankie dat julle ons gehelp het met die les. Julle moet Sondag kyk na ons les, is dit reg? En onthou, julle is valuable and precious. Okay hoor, totsiens. Arrivederci. Okay, bye. Goeiemôre maats. Hartlik welkom hier by ons kinderkerk. Ek is regtig in die kinderkerk vandag, want ek verlang so na julle. En ek gaan vandag vir julle die les vertel van klein Samuel. Ons gaan volgende week weer van hom hoor. Maar julle kan onthou, die Bybel het mos 2 dele. Hy het 'n Ou Testament en hy het 'n Nuwe Testament. Nou in die Ou Testament in 1 Samuel lees ons die verhaal van klein Samuel. En Samuel, sy pappa het 2 vroue gehad. Nou, in die Ou Testament mag hulle meer as 1 vrou gehad het. En toe lees ons in die Nuwe Testament dat jy elke man net 1 vrou mag hê. Nou in daai dae is Elkana was die pappa se naam van Samuel. En hy het die 2 vrouens gehad. Die een vrou se naam is Penina en die ander vrou se naam is Hanna. Nou Penina het 'n groot klomp kinders gehad. En sy was sommer baie lelik met Hanna. Sy het haar gespot. Ek hoop nie julle spot julle maatjies as daar iets met hulle verkeerd is nie, hoor. Sy het haar baie gespot en vir haar gesê, jy het tog nie kinders nie. En Hanna se hart was baie seer. En elke jaar dan het die pappa het die vrouens gevat en die kinders gevat en dan het hulle na die tempel toe gegaan. Want julle kan onthou, in die tempel was die teenwoordigheid van die Here. En het hulle daar die Here aanbid. Dis nie soos hier waar ons sommer van Sondag kerk toe kom of ons kan ons nou 50 mense bymekaar wees. Dis nie so gewees daai jare nie. Daai jare het hulle baie ver van die kerk afgebly. En dan het hierdie Hanna, die een vrou van die pappa, sy hart was baie seer omdat sy nie kinders gehad het nie. En ek het nou juist hierdie biddoek, hulle daai jare, in die Ou Testament het hulle so 'n biddoek gehad, dan het Hanna die biddoek gevat, en sy het oor haar kop gegooi, en sy het dan so gebid, en gesê, ag Here, wil U nie asseblief vir my 'n kind gee nie, dan sy so heen en weer gewieg, en vreeslik gehuil. En die priester, dit is nou soos die pastoor van ons vandag, hy het gedink, die vrou is dronk. En hy het na haar toe gegaan en gesê, mevrou, jy kan nie so dronk wees nie. En toe
toe huil sy en sy sê, ek is nie dronk nie. Ek smeek by die Here dat hy vir my 'n kind sal gee. En as die Here vir my 'n kind sal gee, dan sal ek, as hy groter word, dan sal ek hom hier na die tempel toe bring, dat hy in die tempel kan kom werk. En die priester sê vir haar, weet jy wat, ek glo, die Here het jou gebed geantwoord. En jy gaan, volgende jaar, die tyd, gaan jy 'n seentjie hê. En daai jaar, toe word Samuel gebore, klein Samuel. En die mamma was toe gehoorsaam. Sy het nie net beloof nie, onthou as mens iets beloof moet jy dit doen, veral as jy die Here iets beloof. Sy het toe haar belofte gehou, en toe Samuel bietjie groter is, sy het altyd vir Samuel vertel, onthou, jy gaan eendag in die tempel bly, by die priester, en jy gaan elke dag daar werk, die priester gaan vir jou werk gee. En toe hy nou groot genoeg is, toe bring Hanna, die mamma van Samuel, vir Samuel na die tempel toe, en sy sê, hier, my belofte gaan ek hou, en hier is my seun, hy kan nou vir die Here werk. Maar die Here was so goed gewees vir Hanna, hy het nie net die een kind vir haar gegee nie, hy het nog boeties en sissies vir Samuel gegee. Dit is 'n mooi storie, en die Here het 'n plan en 'n droom vir Samuel se lewe gehad. Volgende week gaan ons meer hoor van wat die droom en die plan was. Julle moet nou net onthou om volgende week weer in te skakel. Dan hoor julle wat was die plan en die droom wat die Here vir klein Samuel gehad het. Ons is nooit te klein om vir die Here te werk nie, onthou dit. En moet nooit beloftes maak wat jy nie kan nakom nie. En ek en jy kan vir die Here bid. Ek en jy bid nie meer vandag met so 'n ding oor ons koppe nie, want hier was die wet van Moses gewees. As jy onder hom bid, dan beteken dit jy bid onder die wet van Moses. Ek en jy kan bid en die Here hoor ons gebede. Mag die Here jou seën, en ons gaan nou verder wys hoe 'n plan en 'n droom Jesus vir jou het en vir my het. Is dit reg so? Ons gaan nou gou kyk. Maats, weet julle nou wat is hierdie? Het julle dit al gebruik? Dit is 'n koekroller en hierdie is nou 'n deeg. En as jou mamma jou wil help om die deegie aan te maak, ek gaan die resepie later vir julle gee. Dit is sommer 'n speeldeeg hierdie. En hierdie is 'n koekiedrukker. Nou ek gaan nou vir julle nou 'n paar hierso druk, dat julle nou kan sien, as ek nou koekies bak en ek gebruik 'n koekiedrukker, dan lyk al hierdie vormpies mos nou dieselfde, kan julle dit sien? As ek nou hierdie sal oplig, dan sien julle al die koekies lyk dieselfde. Nou ek en jy is nie een so 'n koekiedrukker, deur 'n koekiedrukker gedruk nie, nê. En as ek koekies by die winkel koop, gewoonlik as hulle in so 'n pakkie is, dan is al hierdie koekies almal ook een vorm. Kom ons maak dit gou oop. Ek is jammer, julle is nie hier nie, anders het ek vir julle elkeen 'n koekie gegee. Sien julle, al hierdie koekies is almal een vorm. Nou ek en jy is nie soos hierdie koekies wat gekoop word, of hierdie koekies wat ek hier gedruk het nie. Ek en jy is elkeen anders. Jy kan maar sê, toe Jesus ons gemaak het, toe Jesus my gemaak het, toe het hy die vormpie weggegooi. Niemand lyk dieselfde as ek nie. Niemand se vingerafdrukke is dieselfde as myne nie. As ons na ons maatjies se vingerafdrukke kyk op die boekies wat ons gemaak het, wat ons gesê het ons is uniek gemaak, toe kon ons gesien het as ons hulle vergroot, dan sien ons elkeen se vingerafdruk lyk heeltemal anders. Nie eers tweelinge. Ken julle iemand wat 'n tweeling is of iemand wat 'n drieling is? Nie eers tweelinge nie, al lyk hulle dieselfde. En as hulle hande oopmaak, dan is daar ander hoeveelheid lyntjies op hulle vingers, ander vorms op hulle vingers. Al die miljoene mense op hierdie aarde, daar's nie twee wat dieselfde vingerafdruk het nie. Jy is baie spesiaal gemaak. Jesus het jou spesiaal gemaak, hy het my spesiaal gemaak, elkeen, mamma en pappa spesiaal gemaak, al jou niggies en neefies en boeties en sissies en jou vriende is spesiaal gemaak. Ons is valuable and precious, né? Onthou dit. Kan julle onthou, ek het dit altyd vir julle gesê. So onthou altyd, dit kom nie deur so 'n fabriek waar almal dieselfde is nie.
Maar as julle kan onthou, ek het net nou gesê, weer vir julle herinner, dat die Bybel het mos 2 dele. Hy het mos die Ou Testament en die Nuwe Testament. En in die Ou Testament staan Jesaja 43. Dis ons memoriseer vers vandag, in Jesaja 43 vers 1. Hy sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Kom ons sê dit saam. Hier agter staan dit Jesaja 43 vers 1. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. So julle moet onthou, jy behoort aan die Here. Die Here het regtig 'n plan en 'n droom vir jou. En ons gaan volgende week aangaan met die les van Samuel. Dan gaan ons 'n bietjie meer van Samuel hoor. Jy moet nie mis nie, hoor. Dan hoor julle hoe spesiaal was Samuel gewees. Kom ons bid net saam. Kom ons vra vir die Here dat hy met ons sal wees hierdie week. Jesus, ek wil vir U dankie sê dat U ons nie soos 'n koekiedrukker uitgedruk het en ons is almal dieselfde nie. Ons is almal spesiaal deur U gemaak en U het 'n plan en 'n droom vir elkeen van ons. Wil U asseblief ons seën in hierdie week? Wil U asseblief vir ons veilig hou? Elke maatjie dat hulle veilig sal wees, dat hulle nie sal siek word nie. En die wat siek is, wil U hulle asseblief gesond maak. En ons dankie daarvoor. Amen. Okay, maats, dag gaan ek nou. Totsiens, mooilik tot volgende week. God is my papa en hy ken my naam. God is my papa wat my verstaan, want God het hy my gemaak. My papa is die skepper van die groot heelal. Hy is so groot, ek is so klein. In die hele wêreld sien hy wanneer ek by. Hy is so groot, ek is so klein. In die hele wêreld sing hy sy lied oor my. My papa en hy het my lief. Kom ons drive op die ritme van sy liefdeslied. Van God tot dood, my en my kwaai. Kom ons prys na ons papa met 'n groot lawaai. Hy is so groot, ek is so klein. In die hele wêreld sien hy wanneer ek by.